Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ook welkom vir julle wat nie van die gemeente is nie, dalk besoekers hier. Toe ek student was, het ons altyd gesê, nou moet die Transvaalers hier wees, die laaste week van April en die eerste week van Mei. Dan het die wind gaan lê en dit reën nog nie, so dis waar ons nou is. Ek hoop julle geniet julle lang naweek. Ook julle wat instroom, welkom. Dis lekker om die diens te deel met julle. Mag julle ook die Here se teenwoordigheid en die gemeenskap van gelowiges geniet en beleef ook vanoggend. Net 'n paar aankondigings. Ek gaan 'n video laat speel van die Zutulele Ope Golfdag ten bate van Zutulele. Ons vra, dankie Jandre. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting, ook rondom hierdie dag en dankie vir julle wat hier gaan ondersteun. Jandre sê ek moet hom net herinner, ek is ook vir die dag. So dankie Jandre. Vriende, dan die senior burger funksie 24 Mei by Derbyland, 10:00 die oggend, dis 'n gratis byeenkoms. Ons kunstenaar is Frikkie Joubert. Hy gaan ons besoek met 'n hoed vol musiek en daar is nou regtig musiek wat almal gaan geniet. Ons ken hom van ander plekke af, so julle kan regtig terdee kom geniet. Hy het ook 'n getuienis, hy was 'n oud tronkbewaarder gewees en ons nooi julle almal bespreek asseblief by die kerkkantoor. Al ons seniors, dis nou nie net julle wat by die voordeur inkom en al die reëling gebruik nie, nee, dis ook al stap jy nog sonder reëlings op, maar jy mag al 'n afslag gebruik by die winkel. Baie welkom. Dan is daar 'n belydeniskonferensie 18 Mei Stellenbosch, die geloofsbelydenis van 'n Sia, sekerlik een van die mees aangrypende belydenisse. Ons sê hom nie so dikwels op in die kerk nie, omdat hy ook bietjie langer is as die apostoliese geloofsbelydenis, maar dit is aangrypend en dan om ook bietjie oor hom na te dink. 18 Mei in Stellenbosch, registreer asseblief so gou moontlik. Dan is daar 'n laaste video, pad langs ouerskap kursus van Woensdag 7 Mei tot 18 Junie en besprekings is ook by die kerkkantoor. Dis 'n baie gewilde kursus. Dankie Tinus, mense geniet hom en ons kyk saam na die video.
Vriende, dis Paasfees. Jesus Christus het opgestaan uit die dood en ons vier dit in hierdie tyd veral rondom die verhale van sy verskynings. En dit is ook wat ons vanoggend gaan lees, een van die verskyningsverhale, nie net om beïndruk te word met die verhaal gebeure nie, maar om ook die betekenis daarvan saam te kan gedenk. Laat ons met oop harte, 'n ontvanklike gees na God toe kom. Ons Here wat die dood oorwin en vir ons die ewige lewe gebring het. Hy sê in Johannes 20 vers 19 tot 31, vrede vir julle. En dit gaan ons ook vandag saam lees. Kom ons sing terwyl jy so sit, 'n lied in die teenwoordigheid van die opgestane Here, lied 159, sittende, vers 1 en 2. Die Here Jesus het opgestaan, hy is in ons midde deur sy gees en in sy woorde tydens sy verskynings, vrede vir julle. Kom ons gaan staan as ons 'n loflied sing, lied 423 vers 1, 2 en 3. Jesus.
Ek sien nie baie kinders vanoggend in die kerkie, maar ek sien tog iets van julle. As hier 'n kind is wat al soos ek bang was vir die donker, kan jy vorentoe kom, saam met my hier kom staan, waar ons lig gaan aansteek. Maar dan moet jy ook 'n kind wees, nou moet jy mooi hoor, wat in 'n huis woon waar daar sleutels is wat die deure sluit. Daar sê, julle is mense soos ek. Voordat ons gaan aansteek, wag net eers, kom ek wys gou vir julle. Ek het so 'n bossie sleutels saamgebring. Ek het gedink ek gaan al die sleutels wat ek het saambring, maar dit sou te veel wees. Ek sou net so 'n sak vol moes gebring het. Toe kies ek maar 'n klompie sleutels en dis klaar baie, nê. Dis klaar baie. Nou hierdie sleutels, party van hulle sluit deure toe in die huis. Hierdie tweetjies sluit 'n kabinet toe. Weet julle wat is 'n kabinet? So 'n ding wat jy toesluit, ons daar leers in al jou belangrike papiere. Sit jy nou daar en dan sluit jy hom toe, want dit is 'n belangrike kas. En dan is hier nog een vir 'n kluis ook. Iemand hier met 'n revolver of 'n geweer wat jy toesluit. 'n Wapen. Hier is nog ander soorte sleutels. Hierdie een sluit nie deure oop nie, maar kyk hoe wonderlik is hy. Jy kan die knoppie druk en dan gaan my motorhuis, die garage se deure oop. Het julle ook so iets? Julle het dit ook so. Dis 'n wonderlike soort slot, né? Dis soos magic. Jy hoef nie by hom te wees, jy staan so end van hom af weg. En dieselfde met my motor se sleutel. Ons hoor of ons hom gaan hoor as ek kom sluit. Ja, ek hoor hom nie. Moet 'n bietjie nader staan. Maar dit is lekker, jy sluit sommer jou kar oop en toe van buite af, van ver af. En dis hoe wonderlik sleutels is. Daar's nog toesluit goed, wat ons nie sleutels noem nie, maar kodes. Wat se kodes het ons alles, waarmee ons, hier's 'n klomp slotte in my sleutels in my kop. As jy nou 'n goeie kode soek om jou rekenaar mee oop te sluit of jou bankrekening, want kyk, hom sluit jy met daai kode, daai nommertjies toe, nê. Ek wil sê wat is my bankrekening kode? Dis 'n maklike een. Al my kodes is 1 2 3 4 5 6 7. So dis 'n goeie een om te gebruik. Nee, ons gebruik kodes wat ons hoop die diewe en die slim ouens wat wil steel nie eers sal ken nie. Maar dis so sleutels, nê. Dis so sleutels. So het ons ook maar 'n klomp sleutels, want ons moet maar erken, nê, ons is bang. Ons is bang as ons huis nie nou gesluit is nie. Ek hoop julle almal se huise is gesluit en julle motors. Iemand wat nou bang is jou huis is nie gesluit nie. Sjoe. Nee, julle is rustig. Julle is rustig. Maar dit is wat ons eintlik erken. Ons is bietjie bang. Ons is bietjie bang. En nou het ons so baie sleutels om ons veilig te probeer hou. Dit is wat ons nou doen. Maar ons het gesê ons is ook bang vir ander goed. Ons is bang vir siek word. Ons is bang vir doodgaan. Ons is bang vir gevaarlike honde. Ons is bang vir baie goed. En ons is baie keer bang vir die donker. Julle sê julle was al bang vir die donker. Nou, kom ons steek, as 'n mens bang is vir die donker, en jy steek lig aan, dan is dit soos 'n slot, net jou bang raak bietjie minder. En daar's lig. Gaan julle vir my aansteek?
Kan jy jou vuurhoutjie aansteek? Kom ons steek aan. Die eerste een is die lig van die God se teenwoordigheid. Dis nie 'n maar sê, jy kan maar doodblaas en hom daar sit. Nog meer lig. Ons steek 'n lig aan vir Jesus, die Seun van God se teenwoordigheid. Kom ons steek hom aan. En nog meer lig. Wie gaan vir ons die derde ene? Jy het eerste gevra. Moet ek hom dan aansteek? Dan hoef julle nie te beklei daaroor nie. Goed. Ek steek hom aan. Nog meer lig. God is ook Heilige Gees. Drie-enige God. En as hy by ons is, hoef ons nie bang te wees vir die donker nie. Ons hoef nie so bang te wees vir al die skelms nie. Ons hoef nie so bang te wees vir siektes en vir doodgaan nie, want hy is by ons. So, dis ons lig in die donker vanoggend. Julle kan maar weer gaan sit. Vriende, ons is bevoorreg om in woonbuurte te woon, waar ons baie sleutels kan hê wat baie goed toesluit en baie gevaarlike mense buite hou. Almal is nie so bevoorreg nie. As mense wat met verskriklik baie min sleutels, maar baie bang, leef elke dag. Uitgelewer vir wie ook al. 'n Vrou sê onlangs vir my, as ek gaan draf soggens, probeer ek maar 'n veilige paadjie kies en ek probeer myself so onopsigtelik moontlik hou. Toe kry ek so seer dat iemand haarself as ware so moet probeer toehou en veilig hou, net omdat sy 'n vrou is. Kom ons buig ons hoofde vanoggend saam en ons sê net vir die Here, ons is bly hy is by ons. Here ons God, in U teenwoordigheid is ons bly. Is ons bang minder en is ons moed meer. Ons bid vir hulle wat vanoggend baie bang is. Bang vir die strate waarin hulle moet loop. Bang vir mense wat skiet in die strate. Bang vir bomme wat val in oorloë. Bang vir siekte. Bang vir die dood. Ons bid vir ons sterwende lidmate vanoggend. Gee vir hulle ook rustigheid in U teenwoordigheid. Ons buig so voor U en ons dankie dat ons saam kan wees in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons doen 'n geloofsbelijdenis saam en daarna gaan ons lied 421 sing vers 1, 2 en 3. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed voordat ons die woord van die Here lees. Here Jesus, blaas u Gees oor ons. O Gees van God, beweeg in ons. Beweeg ons om te glo wanneer u woord vanoggend verkondig word, gehoor word en ons dit oordink. Ons wil u vrede ontvang en dan uitgaan om te verkondig dat u lewe. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes 20 vers 19 tot 31. Johannes 20 vers 19 tot 31. Voordat ons gaan saam lees, net so 'n paar gedagtes as agtergrond tot hierdie skrifgedeelte. Dis 'n verskyningsverhaal, eintlik 2 verskyningsverhale van Jesus. As ons die evangelies van Markus en Lukas en Johannes kronologies saam met hierdie gedeelte lees, is dit die 3de verskyning van Jesus op die opstanding Sondag. Dit was 'n besondere besige verskyningsdag van Jesus gewees, behalwe vir sy opstanding uit die dood. Vroegoggend, eerste verskyning net na sonop, het hy aan Maria Magdalena verskyn. En wat 'n voorkoms, hoe hy gelyk het, weet ons nie presies nie. As 'n vreemdheid aan die verskynings van Jesus. Hy verskyn elke keer in 'n ander voorkoms. Dit wil lyk of hy aan Maria verskyn het in die gestalte van 'n tuinier in die tuin. En dan hardloop sy, want sy herken hom toe hy Maria sê.
dis die Here. Hy hardloop en hy gaan vertel vir die ander disippels. Die tweede verskyningsgebeure van die dag. Daar was 2 disippels wat op pad was na die dorpie Emmaus. Markus skryf dit was met 'n ander voorkoms as wat hy aan Maria verskyn het. Dit was die voorkoms van 'n vreemdeling wat met hulle saamloop tot by Emmaus en dan saam met hulle gaan eet. 'n Vreemdeling, maar dis Jesus in sy verskyningsvoorkoms. Eers aan die einde van die ete herken hulle hom as die Here Jesus. Hulle maak soos Maria en hulle gaan vertel ook vir die disippels. Vir die wat voortdurend saam met Jesus was, die binnekring. En dan die aand, die derde verskyning. Verskyn Jesus weer in 'n ander voorkoms aan sy binnekring disippels, die 11 wat oorgebly het nadat Judas weg is. Maar daar's een wat ook nie daar is, die aand, die Thomas. So was eintlik 10 van hulle. En nou gaan ons lees. Kom ons lees van die aand se gebeure, Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand van die opstandingsdag was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later doen Jesus dieselfde ding. Hy kom verskyn weer in dieselfde voorkoms aan sy disippels. Nou is Thomas by. Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, soos die vorige Sondag aand, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en weer gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Het mos gesê, en bring jou hand en steek hom in my sy. En moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Dan word daar nie vir ons gesê of Thomas dit selfs gedoen het nie. Al wat vir ons gesê word, is dat Thomas met sy radikale ongeloof die vorige Sondag sê nou vir Jesus, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En dan sluit Johannes sy boek af met die woorde,
Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle, dis nou mense soos ek en jy, kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover saam. Die binnekring van Jesus was bang vir die Jode, vir die menigtes wat Jesus laat kruisig het. Hulle het sekerlik rede gehad om bang te wees. Hulle lewens as naby volgelinge van Jesus was sekerlik in gevaar. Nie alleen moes hulle liewer nie op straat verskyn nie, want daar kon die Jode dalk wees, maar hulle sluit hulle ook toe in hierdie huis. Hulle kruip weg vir die Jode wat ook hulle bloed nou soek. Gemeente, bang is 'n groot deel van ons lewens. Daar's maar altyd gevare. Mense op die pad waarvoor ons op ons pasoppens moet wees. Selfs bang voor moet wees. Al die sleutels in ons sakke en die huise en al die uitsluitende kodes in ons koppe is getuienis van ons bang wees. Bang wees vir ander mense. Dan praat ons nog eers oor bang wees vir goed so siekte wat ons ook bedreig nie. Ons het net nou kersse aangesteek, as tekens om ons te herinner dat God by ons is, wanneer ons bang is. Hy sê nie, julle moet nie versigtig wees nie. Hy sê nie, julle mag nie sleutels en kodes hê nie. Maar daai woord bang, het dikwels die woord te saam met hom. En dan verskyn Jesus skielik agter die toegesluite deure waar sy bang binnekring wegkruip vir die Jode wat hulle bloed soek. Hy verskyn eenvoudig tussen hulle. En besonders om te lees, hy staan tussen hulle, nie een kant nie, nie nader of verder aan die een of die ander nie. Niemand moet uitgesluit voel as Jesus verskyn nie. In elkeen se eie bang en alleen voel, kom Jesus eintlik na elkeen persoonlik. Maar hy beklemtoon ook sy nabyheid aan hulle as 'n span, 'n eenheid wat vorentoe gaan saam leef en gaan saamwerk. Nou staan hy daar. En dan groet hy hulle. Hulle bang het nog meer geword. Nie net is hulle bang vir die Jode nie. Daarvan getuig hulle toegesluite deure. Maar nou is hulle ook nog bang dat dit 'n gees is. Kinders, partykeer praat ons sommer van 'n spook. Ek 'n kind was, het die mense gepraat van die spook van Uniondale. En ek moes partykeer deur daai passie ry. En ek was bang. Hierdie mense is bang dat dit 'n gees is. Sekerlik bang dat dit 'n bose gees is. En hulle is ontsteld en hulle skree van vrees. In daardie oomblik. En dan groet
Jesus hulle, hy begin praat. Hy maak hulle rustig met sy vriendelike en rustige houding. Dis wat jy doen by 'n bang mens. En jy iets vir die persoon kan beteken. Vriendelike en 'n rustige houding. Dit is hoe jy staan langs die bed van iemand wat sterwend is en bang is. Jy vat aan hulle met 'n glimlag en met rustigheid. En dan kan jy begin praat. En Jesus sê, vrede vir julle. Dis ek. Moenie bang wees nie. En dan wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Presies wat sy hele voorkoms was, weet ons nie. Maar hulle sien sy hande wat nog rou genoeg is, dat jy 'n vinger daar kan insteek. Daardie rou hande, soos hy moes gelyk het, toe hulle die spykers aan die kruis daar uittrek. En hy wys vir hulle sy deurboorde sy, nog met die spieswond, daar wat 'n soldaat moes indruk, 'n spies, toe hy al dood was, maar net om seker te maak, daar's geen beweging meer nie. En dit wys hy vir hulle. Ek was regtig dood. Dis ek is hier by julle, ek was regtig dood, maar kyk, ek lewe weer, ek is nie meer dood nie. Dis die eerste wat hulle moes raak sien, in hierdie hande en in hierdie sy. Ek was regtig dood, maar kyk, ek lewe. En skielik is dit asof jy 'n lig aansteek in 'n bang, donker kamer. En hierdie disippels kry 'n nuwe ligtheid en 'n nuwe veerkragtigheid in hulle. Hier staan, hulle is met blydskap vervul. Is dit nie 'n mooi woord? Teen bang wees in nie. As daar in jou bang wees meer is waaroor jy kan bly wees, as waarvoor jy kan bang wees. En dis wat met hulle gebeur. Jesus, wat dood was, lewe, hy is hier by ons. Hy vertoon sy mag oor die dood, maar hy vertoon ook sy mag oor slotte en grendels, gemeente. Ons voordeur by die kerk, hier waar jy ingekom het, sluit nie met 'n deurslot en 'n sleutel nie. Hy sluit nog met 'n grendel wat bo vasmaak en dan 'n balk wat die twee deure dan verseël. Miskien was dit so by hulle ook. Maar Jesus het die mag om onverhinderd by grendels en deurbalke, by slotte verbuig te gaan, by mure en dakke. Daarom hoef ons nie meer so bang te wees vir enige iemand daar buite nie, of vir enige iets daar buite nie. Wat tog te praat van vir sogenaamde bose geeste. Moenie bang wees nie. Wees bly. Jesus, wat dood was en weer lewe, is by julle. Hy het mag oor die mense vir wie jy bang is. Hy bewys dit
deur by jou slotte verby te kom. Hy het mag oor die dood, wat bevestig was deur die spies in sy sy. En hy sê weer, vrede vir julle. Wees rustig, ek is hier. En dan stuur hy hulle uit. Wat 'n skok. Hy het dan gesê die laaste aand toe hulle nog saam geëet het, in Johannes 14, die aand voor sy kruisiging, het hy nog gesê, ek gaan na die huis van my Vader toe, en as ek gegaan het, gaan ek vir julle plek gereed maak, en dan gaan ek julle kom haal, en julle na my toe neem. Miskien het van hulle gedink, dis wat Jesus nou kom doen. Weg is ons, uit hierdie bange plek, uit Jerusalem uit. Maar hy sê nee, gaan sluit maar oop. Ek stuur julle onder meer na die mense vir wie julle so bang is. As die Vader my gestuur het, tussen wolwe in, stuur ek julle ook na mense wat die slegste goed doen, maar wat vergifnis van sonde dringend nodig het. Ek stuur julle, maar dan weer met gerusstellende woorde. Eintlik eers doen hy iets voor sy woorde en hy sê net, en hy blaas oor hulle. Terwyl hy so tussen hulle staan. Hoe gaan jy voel as ek afkom, daar so 'n groepie kies tussen julle kom staan, en so in die rondte blaas. En jy voel die warm lug, wat uit my longe uitkom, en onthou dis grieptyd. Jy kan dalk self siek raak van hierdie geblaas. En Jesus doen dit tussen hulle. Maar hulle hoef nie bang te wees vir griep nie. Die lug wat uit sy longe kom, en wat in hulle longe ingaan deur hierdie geblaas, is vir hulle 'n teken, dat hy sy Heilige Gees oor hulle blaas, sommer in hulle inblaas. As ek julle hier uitstuur, en ek gaan nie eers saam nie, is ek eintlik by julle, want ek het in julle ingeblaas, myself, my Heilige Gees, in julle ingeblaas. Julle kan maar gaan. Julle kan maar gaan. Vriende, hierdie blaas van Jesus, hierdie inblaas van sy Heilige Gees, was nie in die eerste plek dat hulle nie te bang moet wees, dit was dat hulle moet glo. Thomas het gesê, hy gaan nooit glo as hy nie sien nie, maar nadat Jesus aan hom verskyn het, berisp hy eintlik vir Thomas en sê, Thomas, jy het nie nodig gehad om te sien nie. As ek waar jy nie eens weet nie oor jou blaas, met my Heilige Gees, kan jy begin glo het. Soos al die mense wat my nooit gaan sien nie, maar gaan glo. En dis waar ek en jy is. Jesus het ook oor ons geblaas. Sy Heilige Gees wat mense laat glo. En hy stuur sy disippels uit. En die tweede ding wat die Heilige Gees doen, is om mense te stuur na ander en vergifnis van sonde te verkondig. Dis 'n moeilike een. Hulle moet vir mense wat vir Jesus gekruisig het en wat hulle eie bloed soek, moet hulle gaan sê, die Here wil julle vergewe vir al julle sondes. 'n moeilike opdrag,
Hulle sou eerder wou gaan wraak neem in Jesus se naam. Maar hulle moet gaan vergewe. Want dis die eerste ding wat die Heilige Gees deur jou getuienis wil doen. Ander mense help om deur die werking van die Heilige Gees te glo dat Jesus lewe en dat hy vergewe. Om as ware ook sy hande en sy sy van vergifnis aan die kruis te sien. Dit is 'n magtige ding om te doen, om te getuig van Jesus. As jy vir iemand sê jy kan vergewe word en hy aanvaar dit, gaan dit gebeur. En as iemand hom nie wil aanvaar en jy sê vir hom, die Here gaan jou dan nie vergewe nie, dan gaan dit ook gebeur. Sê jy wat die mag het nie, maar dis die Heilige Gees en Jesus wat sê, dis my wil. Sê dit met oortuiging, maar ook met vriendelikheid. Onthou my gestalte, my voorkoms is vriendelik. Moenie raas en beklei met die mense wat nie glo nie. Wees vriendelik soos Jesus, maar wees beslis. Wees dringend. Glo. Jou sondes kan vergewe word. Vriende, ek sluit af. As julle hier uitgaan, wees maar steeds versigtig vir gevaarlike mense. Maar moenie bang, lafhartig wees nie. Dis die woord waarvan God nie hou nie. Hy het niks teen versigtig nie, maar hy is teen lafhartig. Daar waar jy vir hom iets moes doen, maar jy's te bang. Jy's lafhartig. Nee, gaan uit met durf en moed, met krag en blydskap in Jesus. Hy sal altyd by ons wees, soos asem in ons longe, deur sy Heilige Gees. Elke dag, ten spyte van alles wat die wêreld 'n plek van onvrede maak. Ten spyte van die onvrede wat siekte, veroudering, verlies, verlange, oorlog, swak, korrupte regerings, werkloosheid en armoede bring. Ek sien by Paus Fransis se gedenkdiens se twee magtige wêreldleiers, die een meer as die ander, soms so in die openbare vergadering hou, oor sake van lewe en dood, vrede of oorlog, geld of nie geld nie. Magtige mense. En tog was die paus iemand wat met meer mag gepraat het in die naam van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Blaas oor ons, Here Jesus. Werk in ons, Heilige Gees van God. Stuur ons uit met blydskap, durf en moed en krag en troos. Amen. Vriende, die aand voor Jesus se dood, het hy nie net vir sy disippels gesê, ek gaan vir julle plek gereed maak nie, kom julle vroeër of later haal nie, maar hy het ook gesê, as julle weer saam eet, as brood en wyn op die tafel, dink ook aan my met die vergewende, gemerkte hande,
Ek wat dood was, het 'n spies gesteek om dit te bevestig, maar wat weer lewe. Dink aan my. Ek is by julle en ek vergewe regtig alle sonde van die wat by my bly, die wat glo in wie se gees ek is. En dis wat ons vanoggend gaan doen. Ons gaan saam eet met Jesus in sy teenwoordigheid en met mekaar. Kom ons sing 'n gebed saam, lied 266. Ons staan as ons die Ons Vader gebed sing. Dankie vir julle wat die tafel, die wyn, die brood voorberei het. Sal julle vir ons asseblief kom help om dit ook uit te deel. Dat ons saam kan eet en drink met mekaar in Jesus se teenwoordigheid.
Vriende, die gebeure hier by die tafel en waar julle sit, is soos 'n verskyning van Jesus. Hy laat ons sy liggaam sien, stikkend van spykers en doringkroon en sweepslaa en 'n deurboorde sy. Maar sy gebreekte liggaam het hy gegee tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Kom ons eet en ons glo. Uit sy gebreekte liggaam het sy lewensbloed gevloei. Hy het dit gedoen tot 'n versoening vir al ons sondes. Maar hy noem dit ook die beker van 'n nuwe verbond wat hy met ons sluit. 'n Nuwe toekoms wat hy as die opgestane Here nou vir ons oopmaak. Eendag kom hy ons haal, maar totdat hy kom, stuur hy ons oral heen met sy vergewende evangelie. En as die pad vir ons te swaar raak en die gevare te veel voel, sal sy Gees ons moedig en sterk maak. Hy sal ons die blydskap laat behou. Kom ons drink op Jesus Christus. Jy kan die Here dien met 'n dankoffer. Nou in die banke met Yoco of SnapScan of by die deure as jy uitstap. Kom ons staan en ons sing 'n laaste lied saam, lied 284.
Jesus wat lewe, sal elke dag by julle wees. Deur sy Gees sal hy julle versterk en vol durf en moed maak. Sal hy julle seën as sy getuies met sy vriendelike liefde, maar met sy dringende oproep. Amen.